Goeiemôre almal. Welkom hierso. Ons laaste diens by hierdie adres. Ons volgende diens gaan by 'n groter plek wees. Prys die Here. So volgende keer wanneer julle kom, nooi almal. Sommer die bure ook. Bring hulle saam. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier kan saam wees vandag. Here, dankie vir u goedheid en guns in ons lewe. Dankie dat u vir ons 'n groter perseel gegee het, Here. U weet ons het dit nodig. U is wonderlik, Here. U is altyd getrou. Maar Here, dankie ook vir hierdie boodskap vandag. En dit is 'n boodskap waar ons almal skuldig is. Elkeen van ons het soveel dinge waarmee ons besig is, Here. Dat ons baie keer nie by U uitkom nie. Maar Here, laat hierdie boodskap ons tot nadenke lei. En tot selfondersoek. Sodat ons kan regmaak waar dit verkeerd is. Here, seën hierdie woorde. En laat u wil geskied, Here. Nie ons in nie. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle kan sien, opskrif, vol berging, maar leë harte. Engels, storage full, né? Storage full. Dit is wanneer die wêreld ons geestelike lewe begin volmaak. En ons teks vanoggend is uit Hebreërs 12 vanaf vers 1 tot 4. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou was, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Nou ons leef in 'n tyd waar byna alles wat ons doen, een of ander digitale berging opneem. Ons selfone neem foto's, video's, boodskappe, allerlei toepassings, en hy moet dit stoor. Ons rekenaars dieselfde. Dit is e-posse en allerlei leers wat jy daarin het, en programme en data. En dan kom maar enige boodskap. Storage full. Wat eintlik toestel eintlik vir jou sê, daar is nie meer plek nie.
Dan begin ons skielik krap. En ons wil nou kyk, wat is fout met hierdie masjien? Nou ontdek ons foto's, wat ons al lankal vergeet het. Of video's, wat ons 2 jaar laas gekyk het. Programme wat ons maande laas gebruik het. Leers, wat geen doel meer het nie. En tog hou ons dit. Waarom? Omdat ons gewoond geraak het daarin. Omdat ons maar weet, dit is maar net iewers daar. Vir een dag. Nee? Na een dag kom ook nie weer nie. Maar daar is iets baie ernstiger as 'n selfoon of 'n rekenaar met te min bergingsruimte. En dit is ons lewe. 'n Lewe wat so vol is van die dinge van die wêreld, dat daar al hoe minder ruimte vir God is. Partykeer dink ons maar, ek is besig met die dinge van die Here. Dan kom ons agter. Ons is eintlik te besig, dat ons nie meer tyd het vir die Here van al die dinge nie. Geestelik is dit vir ons 'n groot probleem wanneer hierdie dinge gebeur. Want ons lewe is vol, maar ons harte is leeg. Ons lewe is vol vermaak, vol nuus, vol van sosiale media en jou werk, en vol van jou geldsake wat moet klop, en dan die bekommernisse van die lewe so tussenin ook nog. En dan moet ek nou nie sport vergeet nie. En al die televisieprogramme. En daar is 'n rede hoekom dit program genoem word. Want dit programmeer jou om weg te bly van God af. Ons is vol vakansieplanne, vol van allerlei mense, en dan nog ons persoonlike doelwitte. Ons wil dinge bereik in die lewe, en dit hou ons so besig. Dan al die wêreldse dinge waarmee ons so vasgevang is. En hoe meer hierdie lewe vol word van die dinge van hierdie wêreld, hoe minder tyd en aandag en begeerte bly daaroor vir God. Die probleem is nie dat ons altyd net iets verkeerd doen nie. Die probleem kan wees dat ons in die lewe so vol geraak het met al hierdie dinge, dat ons nie meer plek het vir dit wat werklik belangrik is nie. En daarom is die vraag vanoggend, wat neem al die ruimte op in my geestelike lewe? En ek dink elkeen van ons kan daai vraag vir onsself kom vra. Ons geestelike lewe kan vol laste wees. Hebreërs 12 vers 1 sê tog vir ons, laat ons elke las af lê. Ons gaan baie konsentreer op vers 1 en 2 van Hebreërs 12. Nou kyk, hy gee vir ons 'n mooi onderskeid hierso. Hy praat eerstens van sonde, maar hy praat ook van laste. En dit is vir ons belangrik, ons moet hierdie dinge mooi begryp. Nie alles wat ons geestelik verhinder, is noodwendig sonde nie. Jou selfoon is nie sonde nie. Die internet is nie sonde nie. Internet. Daai televisie is nie sonde nie. Geld is ook nie sonde nie. Werk is nie sonde nie.
Sport is nie sonde nie. Sport. Ontspanning is nie sonde nie. Maar enige van hierdie dinge word 'n las wanneer dit ons verhouding met God begin beïnvloed. En dit is presies soos 'n selfoon. Elke foto is waardevol. Elke video mag dalk goed wees. Elke toepassing, wag, die regte woord is app, nee? Ons ken ons apps, ons ken nie toepassings nie. Ja, daai ene. Is mos nuttig. Jy moet mos al hierdie apps op jou foon hê, anders kan jy mos nou nie operate nie, né? Ja. Maar uiteindelik word al hierdie goed so baie dat die toestel nie meer behoorlik wil werk nie. En net so gaan dit met ons geestelike lewe. Ons sê so maklik, maar dis nie sonde nie. Ons probeer ons alself altyd vir ons regverdig. Maar dis nie sonde nie. Maar die vraag was nie of dit sonde is nie. Die vraag moet eintlik wees, help dit my om Christus beter te volg? Of verhinder dit my verhouding met Christus? Elke las wat op ons is, beteken dat ons moet leer om dinge af te lê. En die woord af lê moet vir ons belangrik wees. Die Hebreërskrywer sê nie vir ons, behou alles en probeer harder werk en harder hardloop nie. Nee, hy sê laat ons elke las af lê. Dit moet 'n proses wees wat jy hierdie onnodige goed verwyder uit jou lewe uit. Wanneer jou selfoon vol raak, dan moet jy nou begin goed uitvee. En dieselfde geld vir ons geestelike lewe. Ek kan nie uitvee en weer terugsit nie. Ons probeer so baie keer om ons geestelike lewe te verbeter, weer nog dinge by te voeg. Asof dit wat ons reeds van die Here af het, nie genoeg is nie. Nog 'n preek. Nog 'n boek om te lees. Nog 'n konferensie om by te woon. Nog 'n Bybelstudie formaat of 'n riglyn. Nog 'n Christelike app op jou foon. Maar soms is die antwoord nee. Wat moet ek nog byvoeg nie? Dit moet eerder wees, wat moet ek verwyder? As dinge in ons lewe wat verwyder moet word sodat daar meer plek vir God kan wees in ons harte. Ons moet dalk minder na goed kyk. Minder luister na allerlei persone en dinge. Ons minder bekommer oor wat mense sê en dink en doen. Minder ja sê wanneer ons eerder nie daar moet wees nie. Minder tyd spandeer aan onbenullighede en meer tyd vir God gee. Want die probleem is nie net wat ons doen nie, maar waarop ons oë gerig is. Want Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons, die oog gefestig op Jesus. En dit is die hart van hierdie teks.
Die Christelike lewe is nie net 'n lewe waarin ons kan probeer om minder verkeerde dinge te doen nie. Dis 'n lewe waar ons oë gefestig moet hou op Jesus. En dit verander alles. Want wanneer ons oë op Jesus gefestig is, dan begin die ander dinge hulle regte plek inneem. Ons hoef nie noodwendig elke keer 'n wêreldse ding uit ons lewe uit te verwyder nie. Ons moet dit eerder onder Christus se heerskappy bring. En waarna kyk ek? Dit waarna jou oë heeltyd op soek is en na kyk, daarheen beweeg jou hart. As ek voortdurend na hierdie wêreld kyk en alles wat daar aangaan, dan begin die wêreld ons denke vorm. Maar as ons altyd na Christus kyk, begin Christus ons denke vorm. En daarom sê Paulus vir ons in Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Dit beteken nie dat ons verantwoordelikhede hier op aarde moet ignoreer nie. Geensins, nee. Dit beteken dat die hemelse dinge ons perspektief van die aardse dinge moet bepaal. Want die wêreld kompeteer vir die aandag van jou hart. Ok, ons moet verstaan hoe werk die wêreld, né? Die wêreld hoef jy nie noodwendig te kry om God te haat nie. Dit hoef jy nie noodwendig 'n ateïs te maak nie. Ateïs. Dit hoef jy nie noodwendig openlik teen Christus te laat draai nie. Dit moet jy net besig hou. Dis al. As die duiwel jou kan kry om besig te bly sonder om Jesus te verloon, dan weet hy, jy gaan jou verhouding met Jesus verwaarloos. En dan het hy gekry net wat hy wil hê. Dan spandeer jy minder tyd aan die Here en meer dinge aan die wêreld. Jy gaan dalk nog kerk toe. Jy lees dan nog jou Bybel. Jy bid nog. Jy luister na al hierdie mooi Christelike liedjies. Maar jou hart word stadig maar seker oorlaai met al die dinge van die wêreld. En dis wat die duiwel wil hê. En as jy stof so uit jou oë uitvee, dan is jou verhouding met God net so oppervlakkig. Net so om jou dan so 'n bietjie te vertroos. Ag, ek is nog alright. Maar daar's 'n groot verskil om God waarlik te ken en net baie oor God te weet. Daar's 'n groot verskil. En dan sien ons in Hebreërs 12 vers 1 nog dat hy sê, die sonde is nog een van ons groot probleme. En hy skryf daar, en die sonde wat ons so maklik omring. So maklik omring. Dis nie eens moeilik nie. Die skrywer maak dus nou vir ons 'n tweede onderskeid. Eerste praat hy van elke las. Nou praat hy van die sonde. Maar ons moet nie die twee meng met mekaar nie, of probeer vermeng nie. Daar is dinge wat ons moet aflê,
omdat ons geestelike lewe beïnvloed. Daar's dinge wat ons moet aflê, omdat dit sonde is. Laste beïnvloed jou geestelike lewe, jy moet dit aflê. Sonde vernietig jou geestelike lewe. Sonde is nie sommer net afleiding nie. Sonde is opstand teen God. Sonde skei ons van God. Sonde maak ons harte hard. Sonde beroof ons van ons geestelike krag. Sonde bring skuldgevoel. Skuldgevoel. En dit vernietig ons verhouding en ons gemeenskap met God. Daarom moet ons nie probeer om sonde soos 'n app op ons geestelike selfoon te beskou. Iets wat ons maar net later kan uitvee nie. Sonde moet bely word. Sonde moet verlaat word. Want Jesus het gesterf, sodat ons deur sy bloed skoon gewas kan word van ons sonde. En ons sê, hy praat ook van die sonde wat ons so maklik omring. En dit is nogal 'n treffende uitdrukking wat die Hebreërs skrywer hier gebruik. Omring. Sonde is nie altyd iets wat ons van ver af sien aankom nie. Net so, dan omsing hulle jou, soos die vyand. Dit kan geleidelik, so stelselmatig, dan word dit so deel van jou lewe. Laat ons hier ding toe, en laat daar iets toe. Dat is 'n verkeerde gewoonte hier, 'n verkeerde gewoonte daar, 'n verkeerde verhouding, een verkeerde begeerte, wat lei na 'n volgende verkeerde begeerte, of 'n verkeerde gedagte, nog 'n kompromie met die wêreld. Uiteindelik is ons geestelike lewe so vol van hierdie dinge wat nie daar hoort nie. Dan is ons soos 'n rekenaar wat met tyd al hoe meer rommel versamel. Jy wat daai komputer gebruik, jy sien nie altyd die probleem kom nie. Tot eendag. Dan begin daai komputer so al stadiger raak. Ja, sien, hy word so stadig. Hy hang net so, né? Net so word ons Christene ook stadig. Ons gebed raak moeilik. Bybel lees raak vir ons vervelig. Aanbidding raak oppervlakkig. Heiligmaking raak vir ons nie meer belangrik nie. Sonde pla ons al minder. Sonde pla ons al minder. En die stem van die wêreld word harder. En die stem van God word vir ons al stiller. Dat is op 'n gevaarlike plek. Ons kan nie in hierdie wedloop deelneem, terwyl ons aan hierdie wêreld vasklou nie. Hebreërs 12 vers 1 sê dan vir ons ook, ons moet met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. En hy vergelyk ons Christelike lewe met 'n wedloop. Dink aan 'n atleet. Daai atleet gaan ons nou nie 'n klomp goed saam met hom vat as hy in hierdie wedloop gaan deelneem nie. Want dan gaan hy mos nou onnodige gewig met hom moet saamdra en hy gaan nooit by die eindpaal uitkom nie. Hy trek al hierdie goed uit wat nie by hom hoort op die oomblik nie. En hy trek sy sportklere aan wat liggewig is.
Want hy wil die wenpaal bereik. Want hy het 'n doel. Dis die punt wat ons as Christene ook moet verstaan. Ons is nie hier net om bloot deur hierdie lewe te beweeg nie. Ons het 'n eindbestemming. Ons is op pad soontoe. Ons behoort aan Christus. Ons het 'n roeping. Ons het 'n baie belangrike wedloop. En ons moet volhard in hierdie wedloop en dit met geloof bewaar. En ons moet Christus volg. Daarom kan ons nie al hierdie onnodige bagasie van die lewe saam met ons wil aanhou dra nie, man. Ons moet dit 'n bietjie los. Want party van ons het soveel bagasie. Ons lyk as hierdie manne met die trollies in die strate af. Soos die goed agter ons aansleep. Want ons kan dit nie meer dra nie. Laat dit gaan. Maar die oplossing is ook nie net om minder van die wêreld te hê nie, maar eerder om meer van Christus te hê. En hier is 'n baie belangrike balans in ons lewe. Die Christelike lewe beteken nie ek moet ophou om hierdie en daardie ding te doen nie. En dan begin ons klink soos iemand uit die Ou Testament. Dan raak dit heeltemal wetties. Die antwoord moet eerder in ons lewe wees, ek wil Christus hê. Want Hebreërs 12 vers 2 sê tog vir ons, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Dit is die oplossing. Nie bloot minder van die wêreld nie, maar eerder meer van Christus. Wanneer Christus vir ons werklik kosbaar raak, dan verloor hierdie ander dinge van die wêreld hulle aantrekkingskrag. Wanneer Christus eerste word in ons lewe, dan gaan al hierdie ander goed nie is net 'n tweede plek nie, maar sommer laaste plek. Wanneer Christus ons hoogste vreugde word, hoef ons nie voortdurend die wêreld se vermaak na te jaag nie. Wanneer Christus ons doel word, dan begin ons vra, Here, help my om my tyd tot U eer te gebruik. Maar ons lees, Jesus is nie die leidsman nie. Hy is ook die volëinder. In Hebreërs 12 vers 2 sê tog, hy is die leidsman en volëinder. So met ander woorde, ons begin nie hierdie wedloop alleen nie. Ons voltooi dit ook nie in ons eie krag nie. Jesus is die leidsman. Jesus is die volëinder. En daarom is hierdie preek nie vir ons, maak jou lewe netjies en probeer harder nie. Nee. Dis eerder, kyk na Jesus. Hy het vir ons die voorbeeld kom stel. Ons hoop lê nie in die vermoë om ons eie lewe te organiseer nie. Jy kan nie. Ons hoop lê in Christus. Ons sien in Hebreërs 12 vers 2 ook dat Jesus hierdie wêreldse dinge van die hand gewys het. Jy hoor, van die hand gewys het. Ja. En dan gaan dit vir ons lees. Dis die tweede helfte van Hebreërs 12 vers 2 wat ons sê wat vir die vreugde wat hom voorgehou is. En oor die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het. Die skande verag en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.
Hy het 'n groter doel voor hom gehad. Hy het ook nie die maklikste pad gekies nie. Ons as Christene wil ons altyd die makliker pad hê. Want Here, ek wil nie sukkel nie. Hy het sy kruis gekies. Kruis gekies. Ons wil gemak hê. Maar Jesus het dit verdra, omdat dit vir hom 'n vreugde was. En dit leer ons iets belangrik. Die vermoë om 'n las af te lê, kom dikwels eers wanneer ons die groter skat sien. Wanneer Christus vir ons groter word in ons lewe, dan is dit makliker om dinge te laat gaan. En dit moet ons lei tot 'n diep selfondersoek. Dit is 'n goeie ding as ons van vandag af gaan bietjie kyk na hierdie berging in ons hart. Want dit raak baie keer soos 'n berg. En ons kan ook onsself vra, wat vul my gedagtes? Waaroor dink ek die meeste? Wat vat die meeste van my tyd op? Waarheen gaan al my ure? Wat vat die grootste deel van my gesprekke op? Waaroor praat ek die meeste? Wat vul my emosies? Wat maak my kwaad? Gaan nie so doen. Wat maak my bang? Wat maak my bly? Waarna kyk ek? Waarmee vul ek my hart? Waarvoor leef ek? Want Jesus sê vir ons daar in Matteus 6 vers 21, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ons kan baie sê oor ons prioriteite in die lewe, maar ons tyd, aandag en geld vertel altyd die waarheid. Dan kom my boodskap hier. Storage almost full. En dalk het ons bietjie nodig om ook geestelik hierdie boodskap te sien. Storage almost full. Maar dit is nie vol van God nie. Dit is vol bekommernisse en vrees en al die lekker van die lewe en al die vleeslike begeertes en die ambisie en selfsug en sosiale media en geld en status en ons wêreldse denke, ons onvergifnis, ons bitterheid, ons sonde en eindelose ander afleidings. Gister het ons soveel dinge waarmee hulle besig is. En dan wonder ons baie keer, waarom voel ek so ver van God af? Miskien is die antwoord maar net eenvoudig. Want daar is nie meer spasie nie. Daar nie meer? Spasie nie. Nie omdat God weggegaan het nie. Omdat ons lewe te vol geword het van al die onbelangrike dinge. Dalk moet ons ook vandag begin om dinge te delete. Nee, ons moet nie uitvee nie. Ons moet aflê. Ons moet eerder die Here vra, Here, wat moet ek aflê in my lewe? Miskien daai slegte gewoontes.
daai skelmverhoudings, daai ander vermaak waarmee ons so besig hou, ons obsessies, obsessie, ons begeertes, en hier allerlei sondes waarmee ons altyd so besig is, wat nie meer vir ons sonde is nie. Of dalk is dit net iets wat nie werklik sonde is of regtig verkeerd is nie, maar iets wat ons mee so besig is, dat dit ons geestelike lewe versmoor. Ons moet bereid wees om te sê, Here, as dit my van U af wegtrek, wil ek dit eerder af lê. Dit is nie wetties nie. Dit is jou liefde vir Christus. En die doel is ook nie 'n leë lewe nie. Baie mense wat yoga beoefen, hulle weet van leeg. Dit is leeg van God, vol van die duiwel. Maar dit is baie meer as hierdie dinge. God wil nie hê, ons moet 'n leë lewe hê nie. Hy wil hê ons moet 'n lewe hê wat vol is van hom. Paulus se gebed daar in Efesiërs 3 vers 19 sê tog, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Vervul kan word, volgemaak kan word. So die doel is nie om leeg van alles te wees nie, maar eerder om leeg van die dinge te wees wat Christus verdring uit ons lewe uit. Om vol te kan wees van Christus. Want as 'n wêreldse volheid, wat ons eintlik maar net leeg laat wees. Ons is so besig, maar eintlik is ons maar net dol leeg. Want dit is onbelangrik. Maar as 'n goddelike volheid, wat ons vervul laat. Die wêreld sê, maak jou vol met al hierdie plesier. Christus sê, kom na my toe. Christus sê, kom na my toe. Plesier wat? Die wêreld maak jou vol van die plesier. Christus sê, kom na my toe. Hy gee nie vir ons al hierdie mooi prentjies en al hierdie lekker dinge om te gaan doen nie. Nee, hy sê net, kom na my toe. Maar kom ons maak hierdie dinge 'n bietjie prakties. Wanneer jou selfoon vol is, dan gaan jy nou 'n paar dinge doen. As jy 4 dinge wat jy gaan doen. Jy gaan identifiseer wat hier ruimte opneem. Nou ons moet dieselfde met ons geestelike lewe gaan doen. Die tweede ding wat jy gaan doen, jy gaan onderskei tussen belangrik en onbelangrik. Nie alles verdien dieselfde plek in ons lewens nie. Derde wat jy gaan doen, jy gaan verwyder wat nie nodig is nie. So laat ons maar elke las aflê. En dan beskerm jy hierdie beskikbare ruimte. Maar net hou die telefoon heeltemal op werk. Geestelik beteken, ons moet nie een keer ons lewe ondersoek nie. Ons moet voortdurend waak daarteen om so permanent besig te wees. En ek sluit af met die volgende. Waar op is jou oë gerig? Hebreërs 12 gee nie vir ons 'n lys van 100 dinge wat ons moet doen nie. Of moet ophou doen nie. Nee. Hy gee vir ons een persoon na wie ons moet kyk. Hy sê vir ons, die oog gefestig op Jesus. En daar is ons antwoord.
Wanneer hierdie lewe jou so oorlaai met al hierdie bekommernisse en goed, kyk na Jesus. Wanneer die wêreld jou aandag steel, kyk na Jesus. Wanneer die sonde jou omring, kyk na Jesus. Wanneer jy voel, Here, ek kan nie meer nie, kyk na Jesus. Wanneer die wêreld sê, jy het meer nodig, kyk na Jesus. Maar die grootste probleem is nie dat ons lewe te vol is nie. Die grootste probleem is, wanneer ons lewe vol van alles is, behalwe God. En dis 'n uitdaging vir elkeen van ons vandag. Ons moet ons geestelike lewe voor die Here bring. Nie iemand anders sinne nie, ons eie geestelike lewe. En vra, Here, wat is daar in my lewe wat U plek inneem? Watter las moet ek aflê? Watter sonde moet ek bely en uit my lewe uitdryf? Watter afleiding steel my tyd met U? Waarop is my oë gefestig, Here? En dan moet ons begin plek maak vir Jesus. Want 'n selfoon wat vol onnodige data is, verloor sy oorspronklike doel. En 'n Christen wie se hart vol van die wêreld is, raak geestelik onvrugbaar en ondoeltreffend. Het geen doel meer nie. Daarom maak jou geestelike berging skoon. Lê al hierdie laste af. Verlaat al jou sonde. Verminder bietjie die afleidings in die lewe. Nou jou oë gefestig op Jesus. Want die doel is nie om te eindig met 'n leë hart nie. Die doel is om te kan sê, Here, maak my leeg van alles wat U verdring, sodat ek kan vol wees van U. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie ernstige woord, Here. En laat ons elkeen hierdie woord ter harte neem en gaan self ondersoek doen. En sien, hoekom is ons geestelik so uitgeput? Hoekom is ons geestelik so ondoeltreffend in hierdie lewe? Want Here, ons is te besig met alles wat ons nie moet besig wees nie. Ons is besig met die dinge van die wêreld en nie met U nie. Here, help ons. Ons het U heel baie nodig. Deursoek ons harte, Here. Laat U Gees ons wys waar ons nog tekort kom. En waar ons moet skoonmaak. Help ons, Here. Maar as jy uit mekaar uitgaan, hou ons veilig. Bring ons weer by mekaar, Here, dat ons weer na U woord kan luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.